Vriende, goeiemôre. Dit is Vrydag, die 24ste Oktober. Ons is by Koffiekuier 985 en vandag gaan ons lees uit 2 Timoteus 4. Nou ons het verlede week Vrydag, Sondag en dan nou afgelope Dinsdag het ons ook al gekyk na 'n gedeelte van hoofstuk 4. Ons het ons gelees vandag van hoofstuk 3 vers 14 af tot by 4 vers 5. Nou hierdie week fokus die leesrooster spesifiek op hoofstuk 4, 2 Timoteus 4, daarvan vers 6 tot 8 en dan ook weer 16 tot 18. Maar ek wil tog so 'n bietjie teruggaan na die eerste gedeelte van hoofstuk 4 toe, waar Paulus vir Timoteus sê, ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus. Hoor, is nogal sterk taal, né? Hy sê, hy beveel hom, maar ook nie nou net hy Paulus wat praat nie, hy beveel vir Timoteus voor God en voor Jesus Christus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Hy sê, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Nou, ons moet onmiddellik net gou sê, vriende, hy wat sal oordeel oor die lewendes en die dooies, baie mense het al vir vrees vir hierdie oordeel wat kom, maar ons weet mos nou vir gelowiges wat in Christus ingebed is en sy identiteit opgeneem is dit eintlik 'n heerlike vooruitsig, nie iets om voor bang te wees nie. Maar dan sê Paulus nou, wat is hierdie opdrag, wat is hierdie bevel wat hy gee? Vers 2, verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. So hy sê, jy moet die evangelie verkondig, Timoteus, tydig en ontydig. Nou, mense het in die verlede baie keer gesê, hierdie tydig en ontydig is, of mense dit nou wil hoor of nie wil hoor, jy moet dit verkondig. Dit gaan daaroor natuurlik ook, maar ook om vir Timoteus te sê, of het vir jou gemaklik of ongemaklik is, vir jou wat die verkondiger van die woord is, jy moet die woord verkondig. En dan sê Paulus, hoekom moet dit gebeur? Vers 3, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Nou kan ek hier sommer ook net weer onderbreek, vriende. Ons praat daaroor die hele ding van artificial intelligence, kunsmatige intelligensie is besig om oor te neem. Een van die afgetrede predikante sê ander dag, mense vra nou vir die robot Jesus, AI Jesus, wat moet hulle in hulle lewe doen met seker goed. Dit is amper lê op hierdie vlak nie. So ons gaan heel moontlik bietjie iewers daarna ook hierdie onderwerp kyk. Maar Paulus sê vir Timoteus, mense sal gryp na allerlei goed wat hulle wil hoor en nie noodwendig wat hulle moet hoor nie. En daarom moet jy die evangelie bly verkondig. So hy sê in vers 5, bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie en voer al die pligte van jou bediening uit. En dan kom ons nou by die gedeelte waar ons eintlik vandag stil staan. Hierdie appel, hierdie bevel, hierdie opdrag aan Timoteus om met die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus vol te hou. En dan draai Paulus as ware so 'n bietjie na sy eie kant toe en dan sê hy, wat my betref, Paulus, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en tyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. En op die dag dat hy weerkom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. So dis is vir Paulus op 'n manier in 'n baie persoonlike brief vir Timoteus wil sê, jy moet die evangelie bly verkondig, dis jou roeping, dis waartoe God jou geroep het en jy moenie daarvan afwyk nie, moenie moed verloor nie, moenie hopeloos raak nie, bly die evangelie verkondig, want my tyd is verby. Dis as wat Paulus wil sê, my einde is naby. En dan sê hy nie swartgallig of negatief daaroor nie, vriende. En onthou nou, hy sit in die tronk wanneer hy hierdie woorde skryf. Hy weet, hy sou letterlik kort daarna tereggestel geword het. Maar hy sê, hy het eindtyd volgehou, hy het die oorwinnaarskroon behaal, dis die lewe by God. En daarna sien hy uit. En dan gaan ons in vers 16 aan, wanneer hy sê, toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie. Almal het my in die steek gelaat. So, as Paulus vir Timoteus wil sê, in hierdie lewe, wanneer jy die evangelie verkondig, wanneer jy jou roeping ernstig opneem, gaan dit nie altyd maklik gaan nie. Dan gaan mense wees wat veronderstel is om jou te dra, maar wat jou drop op 'n manier. En dan sê hy in die laaste deel van vers 16, mag God hulle dit nie toereken nie.
want die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking tot sy volle reg kon kom en al die heidene nasies dit kon hoor. En ek is uit die bek van die leeu gered. En dan sê in vers 18 die laaste woorde, die Here sal my red van elke onheil en my behou in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe tot nou tot in alle ewigheid. Vriende, baie persoonlike woorde wat Paulus aan die jong dominee Timoteus rig in hierdie laaste gedeelte, waar hy regtig met 'n dringendheid vir Timoteus sê, hou aan met die verkondiging van die evangelie. En dan ook sê, maar dit gaan nie altyd maklik wees nie. Dit gaan nie altyd gerieflik wees nie. Maar hou vol. Want as ek na my eie lewe kyk, sê Paulus, dan is ek op daardie punt wat ek weet, die einde is naby, die tyd vir my om weg te gaan, eintlik, staan daar in die oorspronklike Grieks, dit is om die draai, en dis okay, want ek weet die lewe by God wag vir my. Nou, as ons oor hierdie gedeelte nadink, dan wil ek Sondag DV so 'n bietjie in die erediens hier by Kleinmond Kerk, wil ek fokus op die vraag, hoe dink ons oor prediking? Oor die plek en die noodsaak van prediking. En ek wil vir jou vra om so 'n bietjie die naweek daaroor na te dink. Wat beteken die verkondiging van die woord in jou eie lewe vir jou? Wat is daai preke wat jy onthou van kleintyd af dalk? Wat 'n dominee, iewerster iemand eendag gepreek het en wat so 'n indruk op jou lewe gemaak het dat jy vandag nog iets daarvan onthou. Ek verwonder my baie keer dan as mense sê hulle onthou van die preek van daai dominee. Dit voel vir my baie keer ek kan nie eens onthou wat ek verlede week gepreek het nie. Daarom nou nie heeltemal nie, maar watter effek, watter verskil maak prediking in jou lewe? En dan daarmee saam wil ek ook sê, watter tipe prediking? Is dit prediking, woordverkondiging wat ons troos in die genade boodskap van die evangelie, wat ons laat veilig voel? Of is dit ook prediking wat ons van tyd tot tyd so bietjie laat regop sit om te dink, maar hoe lyk dit met ons heiligheid, ons lewe voor God ook? Dis die gedagte waarmee ek Sondag sit. Onthou, dis Hervormingssondag, vriende, so ek nooi jou uit om in te skakel hier by ons. Ons tema vir Sondag is Sola Gratia, net genade, veilig of heilig. Ek nooi jou uit om daaroor saam te kom inskakel. En dink 'n bietjie aan hierdie woorde van Paulus aan die jong Timoteus, wat juist dit onderstreep, hoe belangrik dit is, dat die prediking, die verkondiging van die evangelie, altyd in alle omstandighede sal voortgaan. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons weet, dat ons u woord het en dat ons daaruit kan lees. Maar dankie ook Vader, dat u deur die Gees vir ons predikante gee, pastore gee, geestelike leiers gee, wat met 'n ekstra stukkie insig probeer om die woord oop te breek op nuut en verrassende maniere, ook vir die tyd waarin ons leef. En daarom is my gebed vir myself en enige ander bedienaar van die woord, Vader, dat u vir ons altyd sal help om baie erns te maak met hierdie roeping wat ons het. En dat ons gelowiges ook in hulle geestelike reis van geloofsvorming sal begelei om onder die geklank van u woord, soos ons altyd gesê het, te besef wie hulle is, wie u hulle gemaak het en waartoe u hulle roep. Dankie dat ons ook vanmôre in hierdie belydenis van Paulus kan lees opnuut weer, dat hy nie na die dood, sy naderende dood, sien as iets wat hom bedreig, of wat hom sleg is nie, maar dat hy eintlik sê, dit is die oorwinnaarskroon, die lewe by God. En daarna sien ons uit. Here, berei vir ons voor ook om eerskomende Sondag in ons eredienste, hier in Kogelberg gemeente, maar ook dwars oor ons land en die wêreld, dat ons as gelowiges saam rondom die woord sal stil raak en sal hoor ook wat u vir ons sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Vrydag. Daar kry ek sommer die preek van 'n dominee in. Ons is mos predikante. Geniet jou naweek, geniet jou koffietjie en ek nooi jou uit. Kom skakel in saam met ons by ons erediens hier in Kogelberg, Kleinmond Kerk, op YouTube, of as jy in die omgewing is, kom maak sommer 'n draai in 4de Laan in Kleinmond. Geniet jou naweek, ons gesels Dinsdag weer verder. Mooi loop.